Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dankie dat jy tyd maak vir God se dinge. Dankie dat jy 'n honger het wat gestil moet word vir die woord van God. Dankie dat jy wil groei in jou geloof. Mag vandag se boodskap jou weer 'n kykie gee waardeur Jesus moes stap hier op aarde en mag jy op 'n manier weer nog liewer raak vir jou verlosser wat 'n harde tyd hier op aarde vir jou gehad het. As ons begin met die fotum waar God ons kom groet, dan trek ons so half 'n streep hier in die sand of hier op die gras en sê dat dit nou anders is. Hierdie gebeurtenis bewys vir ons dat dit nou heilige grond is. Al praat ons via skerms en speakers met mekaar. Die heilige God is nou hier en hy kom groet jou en sê, goeiedag, ek skenk vir jou genade en vrede, genoeg vir jou om vandag te lewe. Welkom, ons is in die lydenstyd en nee, dis nie soos ek altyd gedink het toe ek klein was, dat ons moet nou weer ly nie, dis eintlik juist die teenoorgestelde. Ons moet vol vreugde wees, ons moet opgewonde wees. Ons moet anders wees, juis omdat ons nie hoef te ly nie, maar omdat Jesus vir ons, in ons plek vir ons gelei het. Ons hoef nie meer pa te staan vir die sondes wat ons nog steeds aanvang nie. Jesus het reeds daarvoor betaal. Nou hierdie ongeloof of gelooflike daad raak soms so met ons lewe hier op aarde, met ons besige lewe net so verlore. Ons raak gewoond daaraan en die impak daarvan vervaag. En daarom dat ons elke jaar vir 7 weke voor ons by die Paasgebeure kom en die Paasfees het, dat ons net weer as te ware in Jesus se voetspore loop en om net weer opnuut dalk miskien geruk of aangeraak te word deur die moeilike pad wat hy moes stap. Die kruis is verseker vir ons 'n hoogtepunt, maar vir Jesus was dit 'n uitmergelende pad om te stap. Maar sy lydenspad begin nie by Golgotha nie. Nee, dit begin reeds hier in die tuin van Getsemane. Wel, ons het begin in die eerste Sondag daar in die woestyn, want hier is Jesus reeds getempteer deur die bose ou. Die duiwel het probeer om aardse aansien en rykdom vir Jesus aan te bied, maar hy kon dit nie regkry nie, want Jesus was gefokus om die wil van God te doen, om te doen waarvoor hy hier op aarde is, hoekom hy gekom het hier na die aarde toe. Jesus was getrou aan sy roeping, deur dik en dun daar in die woestyn, het hy eintlik die duiwel bloedneus gegee. Jesus kry dit reg, deur die duiwel elke keer terug te neem na die woord van God. Saam het ons in hierdie boodskap gestap deur Psalm 91 ook. Daar het ons die een belofte na die ander gekry dat God in ons woestyne ook opdag. Hy het ons so lief dat hy ons beskerm teen die gevaar, dat hy ons bevry daaruit. En as ons op hom vertrou, sal hy ons beskerm. Wanneer ons hulp van hom vra, sal hy ons help. Blydskap sal uit ons uitborrel, juis omdat die Vader nie net in die woestyntye nie, maar altyd by ons is. Verlede keer het ons stilgestaan by Jesus wat gaan stil raak het. Die dinge het nou letterlik vir hom daar te warm geraak, en hy wou hom gaan afsonder het in die tuin van Genesaret. Nou, dis nou nie 'n tuin soos hierdie tuin nie. Toe ons laas daar in Israel was, het ons gesien dat dit beplant is met olyfbome, maar hy kon sien hoekom Jesus soontoe wou uitwyk om stil te gaan raak. Hy vat
3 vriende soos gewoonlik saam, want hulle moet gaan wag staan om die gevare wat daar rondloop, om daarteen te beskerm. Maar ons lees dat hulle elke keer aan die slaap geraak het. En Jesus moes hierdie beker alleen gaan drink. Ons kon so 'n bietjie stil raak en net weer die alleentyd saam met Jesus te ervaar. Daar waar dit vir hom erg was, so erg dat hy bloed gesweet het. Ons kon ook weer gekonfronteer word met onsself wat ook moet opoffer en gee, al maak dit seer. Want dis die dankbaarheid vir wat Jesus moes deurgaan, wat ons dring, eintlik dwing om ook te gee, totdat dit seer maak. Vandaag se boodskap gee ons eintlik so 'n treukie terug, van die gebed van Jesus wat ons verlede keer gedoen het, en ons gaan na die gesprek wat Jesus gehad het met sy vriende, en waar hy vir Petrus gesê het, hierdie vurige vriend van hom, en hom vertel het dat Petrus hom gaan verloon. Dit was natuurlik vir Petrus 'n skok, en hy het natuurlik dit vurig ontken. Nou na hierdie gedeelte wat Jesus met sy vriende praat, was dit toe hulle na die tuin toe gegaan, waar die ouens aan die slaap geraak het, terwyl Jesus gebid het, waar ons verlede keer gepraat het, en daarna is die gebeure van Judas wat opgedaag het met die soldate. So kom ons raak rustig, en ons luister na die woord van God rondom hierdie gebeure. Ons almagtige Vader, Here, dankie dat ons hierdie paar weke kan stilstaan in die lydenstyd, waar ons weer op 'n manier kan Jesus se lyding herbesoek, en dat ons dit kan deel raak daarvan, dat dit ons raak, sodat ons uit hierdie besige lewe waarin ons is, kan uitbeur en net weer gaan stil sit, en kan gaan terugdink, hierdie gelooflike geskenk wat U vir ons gegee het. Maar dit was nie maklik nie. En Here, ek weet dat wanneer ons besef hoe moeilik dit vir Jesus was om die pad te stap, ons weer sal erns maak met ons liefde vir U en ons geloof in U. Vader, breek U boodskap oop vandag vir ons elkeen. Vra ook dat U die bedienaar van die woord in ons almal se sonde sal vergewe. Amen. Jesus het verder gepraat. Nog vannag gaan julle almal die rug vir my draai en maak of julle my nie ken nie. Die skrif sê mos, ek sal die skaapwagter platslaan en sy skape sal in alle rigtings weghardloop. Maar ek sal uit die dood opgewek word. Dan sal ek Galilea toe gaan. Julle sal agter my aankom. Petrus kon dit nie meer hou nie. Al hardloop almal weg en maak of hulle U nie ken nie. Hoef jy nie bekommerd te wees nie. Ek sal dit nooit doen nie. Petrus, sê Jesus, hoor wat ek vir jou sê. Vannag nog, voor die haan moet kraai,
sal jy 3 maal ontken dat jy ooit iets met my te doen gehad het. Nooit nie, ontken Petrus heftig. Ek sal u nooit in die steek laat nie, al maak hulle my dood. Al die ander disippels het presies dieselfde gesê. Van daar af is hulle Getsemane toe. Dit was 'n plek net buite Jerusalem, waar mense graag onder die bome uitgekamp het. Daar aangekom, sê Jesus vir sy volgelinge, wag julle hier, ek gaan bid. Hy het net Petrus en Zebedeus se 2 seuns saam met hom gevat. Jesus se woorde was nog nie koud nie, of Judas, een van sy 12 getrouste volgelinge, daag daarop. Hy was nie alleen nie. Saam met hom was 'n hele bende polisiemanne met wapens en al. Die Joodse leiers het hulle natuurlik gestuur. Om seker te maak dat hulle nie die verkeerde een vang nie, het Judas met hulle 'n spesiale teken afgespreek. Die een wat ek met 'n soen op die wang groet, dit is hy. Sorg dat julle hom in die hande kry. Daar aangekom, stap Judas na Jesus toe. Goeienaand, Rabbi, hoe gaan dit? En hy soen hom toe op die wang. Jesus antwoord hom, lewer jy 'n vriend so oor? Die spul polisiemanne het nie op hulle laat wag nie. Hulle was blitsvinnig op Jesus en het hom geboei. Een van Jesus se vriende blik toe sy swaard uit. Net daar kap hy 'n veiligheidsman wat vir die hoofpriester gewerk het, se oor mors af. Vinnig keer Jesus om. Bære jou swaard, man. As jy met 'n swaard wil beklei, gaan jou vyand jou net nou met sy swaard doodsteek. Los dit. Sê my liewer, hoe het jy my leer ken? Dink jy nie ek kan my Vader vra om te kom help as ek wil nie? Ek sê jou 12 groot groepe engele, selfs meer as ek wil, staan slaggereed, reg om te kom help as dit moet. Maar as ek hulle nou roep, kan die skrif mos nie vervul word, wat sê wat met my moet gebeur nie. Jesus draai daarop na die klomp polisiemanne en vra, vir wat is julle tot die tande toe gewapen? Dink julle kom die een of ander terroris vang? Dag vir dag het ek daar in die tempel gesit en vir julle gepreek. Tog het julle my nie kom vang nie. Nou skielik duik julle hier in die nag op met wapens en al. Maar dit verbaas my nie, want dit waaroor die profete lank terug geskryf het, gebeur nou hier voor ons almal se oë. Terwyl hy so praat, het sy disippels gemaak dat hulle wegkom. Terwyl Jesus en sy 3 vriende, Petrus, Johannes en Jakobus, op pad is na die tuin om rustig te raak, laat val Jesus die bom. Hy sê iets wat hulle 100% ontken. Jesus sê dat hierdie 3 goeie vriende, hierdie spesiale groepie van hom, wat hy elke keer saamvat, hom gaan drop. Sommer vanaand nog vir hom in die steek gaan laat. Jesus haal 'n vers uit Sagaria aan, wat hy vertel van die skaapwagter wat doodgemaak gaan word, en dat sy skape uitmekaar gaan gejaag gaan word. Hulle gaan die pad vat. Dit is baie interessant, die Engelse vertaling sê, that you all will be offended because of me. Die skape, wel die vriende van Jesus, sal skaam wees vir 'n leier, en skaam wees dat hulle sy leerlinge is. Ek wonder,
Wat sou jy gedoen het as jy een was wat vir 3 jaar in sy teenwoordigheid was, vir alles wat jy opgeoffer het, en as die polisie dan opdaag in hierdie leier in hegtenis neem, sou jy nie maar ook net die pad gevat het nie? En weer laat Jesus nie 'n oomblik verbygaan om sy vriende voor te berei vir wat gaan gebeur nie. Ek vermoed Jesus het besef dat selfs sy beste 3 vriende nog nie heeltemal verstaan wat die volgende paar dae gaan gebeur nie. Daarom vertel Jesus vir hulle van sy dood. Hy vertel hulle dat hy opgewek gaan word en eintlik maak hy net daar met hulle 'n afspraak en sê vir hulle, ek gaan vir julle ontmoet by die see van Galilea. Hy probeer vir hulle moed gee. Hy probeer vir hulle die volle prentjie van wat hierdie naweek gaan gebeur vir hulle teken. Maar Petrus mis die prentjie. En hy fokus eerder op homself en wat hy sal doen as die moeilikheid opdaag. Hy sê, al laat almal u in die steek. Ek, Here, sal nie. Nooit nie. Ek sal deur dik en dun langs u staan. Jy sien Petrus praat uit sy eie passie, sy passie vir die Here. Dit was nie 'n leë belofte nie. Petrus was regtig lief en passievol vir Jesus. Hy het net nie met sy mond gepraat nie, maar hier met sy hart ook. Het alles uitgeborrel, want hy het hierdie liefde vir Jesus en daarom kon hy nie sien dat hy vir Jesus sou verloon nie. Jy sien die probleem van Petrus is dat hy nie besef sy swakheid nie. Hy besef nie dat hy te veel staat maak op sy eie krag nie. En sonder God se krag was hy te swak om hierdie wa deur die sloot te stoot nie. En dat hy die hasepad sou kies. Hy was onbewus van hierdie swak kol in sy mondering. Hy het nie verstaan wat in die volgende paar ure gaan gebeur nie. Hy het nie geweet dat sy broek aan die bewe sou gaan en dat die vrees hom sou oorval nie. En nou wanneer 'n mens so deur vrees oorval, dan doen 'n mens en jy neem besluite uit jou emosies uit, ver weg van jou verstand af. Jesus weet wat hy weet en hy teken die prentjie met nog detail en hy sê, Petrus, wanneer die haan gaan kraai, sal jy my reeds 3 keer verraai het, sal jy ontken het dat jy my ken. Petrus kon dit nie vat nie en hy het net gesê, never, nooit nie. Selfs al is my lewe in gevaar, selfs al moet ek doodgaan, sal ek nie verloon nie. Net toe kom daar 'n groot klomp mense in. Dit was polisie en leviete van die tempel. Dit was Pasga in daai tyd en daar was 'n sterk teenwoordigheid van die mag om wet en orde te hanteer. Die klomp wat daar opgedaag het in die tuin van Getsemane was gewapen tot die tande, swaarde en stokke. En wie staan vooraan in die koor? Judas. En dit wat vriende gebruik om 'n teken van liefde te wys tussen mekaar, gebruik Judas om sy vriend in die steek te laat, vir die wolwe te gooi, om die begin van die stap na die kruis aan te kondig. Aan die buitekant lyk dit soos 'n teken van onderwerping en liefde. Maar Judas het dit in 'n teken van vernietiging en eintlik moord verander. Skynheilig, huigelary. En voor ons miskien dalk 'n vinger wil wys daarna na sy kant toe, kyk eers na die klomp vingers wat terugwys. Want hoeveel keer het ons nie al saam in die kring van die spotters gestaan nie? Hoeveel keer het ons nie al goed gedoen aan ander, maar eintlik was dit vir eie gewin? Hoeveel keer het ons nie met goeders vir ander mense opgedaag, maar aan die binnekant was dit eintlik net me and myself and I. Ons motiewe is ook nie altyd so suiwer nie. So pas op om net vinger te wys. Maar Petrus is die vurige een, die een wat doen sonder om te dink. Hy staan op vir sy leermeester en hy pluk 'n swaard uit. En niemand het seker verwag dat hier gaan 'n geveg kom en niemand was gereed vir 'n teenaanval nie. En Petrus kry dit reg
om die oor van die diensknegt van die hoëpriester af te kap. Nou Jesus spring dadelik tussenin en berisp vir Petrus. Hier waar hy met sy impulsiewe ywer inspring en Jesus probeer verdedig, sê Jesus dat hy moet net 'n bietjie konsentreer en kyk wat om hom aangaan. Ek bedoel, tel net hoeveel swaarde en stokke is teen jou. Die kans dat hy met sy een swaard gaan wen is 0. Dis eintlik so 'n bietjie belaglik. Maar Jesus bly kalm en sê vir Petrus dat as dit op die kaarte was dat hy nie nou gevange moes neem nie, sou hy eenvoudig net gebid het. En God sou eensklap 12 legioene en daar is 6000 in een legioen daar wees om hom en elkeen van sy disippels te beskerm. Dit is verseker moontlik, maar dit is nou nie die plan op die kaart nie. Onthou die ou geskrifte, sê Jesus. Die Ou Testament het voorspel dat hy gevange sou neem. As hulle dit nou teenstaan of God se leermagte afgestuur word, hoe sou hierdie dan nou vervul word? En dan vir my die laaste skokkende van die vers. Die disippels het Jesus in die steek gelaat en weggehardloop. Juist dit wat Petrus daar met die aankoms voor die aankoms in die tuin so teengestaan het en ewig ontken het, gebeur net toe die druk effe te veel is en hy raak aan die hol. Hier staan Jesus, alleen, sy beste vriende, het hy so mooi gevra voor toe hy gaan bid het en gevra het om veilig te hou. Hulle raak aan die slaap. Hulle verslaap. Hulle slaap deur die hele taak wat hulle hom moes veilig hou. Maar nie meer nog. Een van Jesus se leerlinge kom en verraai hom met 'n liefdesdaad, 'n soen. Maar in plaas van liefde is dit eintlik 'n teken van verraad. En so word Jesus verkeerdelik as 'n misdadiger uitgeken en in hegtenis geneem. Maar meer nog. 'n derde hou hier in die maag, verloon. Sy beste vriende van die hasepad en los hom soos 'n vrotpampoen. Hulle cover net vir hulle self. En Jesus word bo jou aangesit en hy weet, hier begin die pad nou na die kruis, na sy eie dood toe. Ek wonder of ons regtig kan besef waar die Jesus gegaan het. Jesus het geweet wat vir hom voorlê. Daarom dat hy vroeër mos gebid het en gevra het of daar nie 'n ander plan gemaak kan word nie. Jesus het geweet die swaar pad, die beledigings, die gespot, die swepe met klippe in. Sy krag wat te min sal word om sy eie kruis te dra en die onmenslike pyn van om aan spykers te hang aan 'n houtkruis. Vriende, kom ons sit weer so 'n bietjie stil. En ons probeer ons indink hoe Jesus moes voel daar waar sy naastes verslaap het, waar hulle hom verraai het en verloon het. Die ander karakter in die storie is die passievolle Petrus. Toe Jesus voor hy gaan bid het vir Petrus, sy groot vriend inlig dat hy hom gaan verloon, het hy tipies op sy passievolle manier dit ontken. Amper op 'n manier kwaad geword vir Jesus, omdat hy dit vir hom sê. Maar toe die pop op die venster raak, toe vat hy die pad. Petrus wil die dinge in sy eie krag doen. Hy het gedink dat hy sterk genoeg is om enige aanval, enige oorlog aan te vat in sy eie krag. Hy het nie besef hoe swak hy is nie. Sonder God se hulp was hy nie in staat om enige iemand te kan onderkry nie. Hy het ook nie soos Jesus in gebed gegaan en om vir God te sê, maar hierdie lê 'n moeilike tyd voor nie, hy moet hom help nie. Hy het nie eers gesê, Here, laat u wil geskied nie. Daarom seker ook hoekom hy die swaard uitblik. Dit was so 'n natuurlike reaksie van hom. As jy wil aanval, het hy gesê, dan gebruik ek my swaard om my te verdedig. Hy sien dis sy eie planne.
Dis waaraan hy gewoond was. Dis sy default. Hy was so selfversekerd. Hy het oorgeloop van selfvertroue. Maar daar het iets groots ontbreek. Afhanklikheid van God. Sy onbewustheid van sy swakheid het hom gepootjie. En toe dit te warm word, toe val sy hele kaarthuis in mekaar. En hy hol. Ons moet leer by ons vriend Petrus. Hy het baie selfvertroue gehad. Maar wat hy nie gehad het nie, was die afhanklikheid van God. Hy het nog minder geglo dat hy sal struikel. Maar hy het nie sy eie swakheid besef nie. Baie keer stap ons die wêreld in as kinders van God, wat vir God regtig lief het, maar ons besef nie ons eie tekortkominge nie. So baie groot Christene het al geval, omdat hulle nie besef hoe kwesbaar hulle is nie. En toe die versoeking verbykom, toe trap hulle in die gat. Baie keer sê ons, ek sal nooit daai ding of die ding doen nie. Maar toe die omstandighede reg was, toe val ons. Petrus het gedink hy is dapper genoeg om vir Jesus te sterf. Maar toe hy die boeie sien om Jesus se arm, se polse, toe word hy deur vrees oorweldig. Dis eers toe die haan kraai, wat hy sy swakheid herken en erken het. Ons moet besef dat ons nie die wêreld kan aanvat, want eintlik nie eers tegemoet kan stap sonder die hulp van die Heilige Gees nie. Nog minder kan ek my eie toewyding aan Jesus vertrou as ek nie deur die Heilige Gees versterk word nie. Daarom moet ek elke dag bid. Ek moet genoeg tyd in God se teenwoordigheid sit, sodat sy Gees my kan voorberei vir die pad wat ons moet stap. Ons moet ons eie swakheid erken en vir God sê dat ons nie bereid is om ons voet by die deur uit te sit as sy Gees nie voor ons uitstap nie. Selfvertroue sonder Godvertroue is 'n resep vir mislukking. Kan ek dit weer sê? Selfvertroue sonder Godvertroue is 'n resep vir mislukking. Op ons eie is ons maar 'n papery. En as dit warm is, gaan ons ook die pad vat en hol. Ek vermoed baie van ons was juis of is nou juis hier, omdat ons nie besef het ons swakheid nie. Gelukkig weet ons dat die pad van Petrus nie hier geëindig het nie. Jesus het hom daar by die see van Galilea, die afspraak wat hy gemaak het, om ontmoet en om die CEO van die kerk gemaak. Onthou jy, Jesus het hom ons 3 keer gevra of hy hom lief het, maar alhoewel Petrus hom lelik gedrop het, gee hy Jesus nie op nie. Jesus het vir Petrus herstel en is hy kragtig die rots van die nuwe kerk van Jesus gemaak. Onthou, jou mislukking is nie die einde van jou storie nie. God kan en gebruik wel mense soos ons om ander te help. Soos ek altyd sê, want is presies soos ek is, God gebruik kromstokke om 'n hole in one te slaan. Ek dink, nie ek weet verseker, dat daar mense daar buite in die stofstrate van die wêreld is, wat ook in die gat getrap het, beter hoor. Ons praat hulle taal, ons verstaan, en daarom sal hulle juis na ons gebroke getuienis luister, en hoor en verstaan, en dalk net ook eendag by Jesus uitkom. Tog moet ek nie dit as 'n verskoning gebruik nie. Ek moet nie in my mislukking en weggeollery vasgevang word. Ek moet toelaat dat Jesus my herstel en 'n beter instrument in sy hand maak. Take all I have in these hands and multiply, God, all that I am, and find my heart on the altar again. Set me on fire, set me on fire. Oh, take all I have in these hands and multiply,
God, all that I am, and find my heart on the altar again. Set me on fire, well, set me on fire. Here I am, God, arms wide open, pouring out my life, gracefully broken. My heart stands in awe of your name. Your mighty love stands strong to the end. You will fulfill your purpose for me. You won't forsake me. You will be with me. Here I am, God, arms wide open. Oh. Pouring out my life, gracefully broken. Pouring out my life again. Here I am, God, arms wide open. Pouring out my life, gracefully broken. Oh, gracefully. All to Jesus now. All to Jesus now. Holding nothing back. Holding nothing back. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Here I am, God, arms wide open. Here I am, pouring out my life, gracefully broken. Oh, here I am, God, with my arms wide open. With my arms wide open. Pouring out my life, gracefully broken. Oh. Jesus se binnende kring het verslaap. Hulle het hom verraai. Hulle het hom verloon. Hy was op sy eie, maar tog bly hy getrou aan die wil van God. Hy weet dat as hy net vra, kan daar 72,000 engele eensklaps opdaag. Maar Jesus was nie hulpeloos nie, maar hy kies om sy lyding te aanvaar. Hy het geweet dat die lydingspad wat hy moes stap, deel is van God se plan. En hy het dit met volle oorgawe aanvaar en gedoen. Vaderkrag lê in die onderwerping aan God se wil. Ons moet ons swakhede erken. Elke dag vir God vra om ons krag te gee. Ons moet in afhanklikheid van God die lewe instap en doen soos hy wil en nie soos ons default is nie. Petrus het Jesus probeer verdedig met 'n swaard sonder geestelike begrip. En die disippels het gehul. Want menslike moed faal sonder die krag van God. Mag ons leer uit ander se foute. En wat ook al na ons kant toe kom, ons oë vestig op Jesus en slegs in die krag, in God se krag doen. Mag die genade van God, die Almagtige, die liefde van Jesus en die leiding van die Heilige Gees oral by ons wees, waar ons alles probeer doen in die krag van ons Hemelse Vader. Amen. Your power at work in
Here I am, God, arms wide open, pouring out my life, gracefully broken.